Wie van julle het al in Genesis gelees? Wie het al die boek Genesis gelees? Ek vra maar net, mense is nooit seker nie. So dan neem ek aan, almal het al van Noag gelees. Het julle al die storie van Noag gelees, die vloed wat gekom het? Ja, dit staan in Genesis 60, vers 92. Nou maar aangesien almal nou al die storie van Noag gelees het, is my vraag daar uit vir oggend. Uit watse hout was die ark gemaak? Uit tomatikaasplant. Ja, is goeverhout. Sien, ek het besluit om 'n maklike vraag te vra vanoggend. Ek kry julle jammer, pastoor vra altyd sulke moeilike vrae. Maar ja, ons is nou in Desember. Is lekker, né? Geniet julle Desember of nie regtig nie. Want ek sien ons mense wat is nou verloftyd en mense begin op verlof gaan. Mense begin bonusse kry soos die ryk mense soos die pastore en hulle gaan seker see toe gaan daar by Witbankdam en al daai dinge. En die werklikheid is, dit is vir party mense 'n tyd van feesviering, maar daar's 'n groot hoeveelheid mense wat Desember enkelike hartseer tyd voor is. Jy sien, baie mense het al geliefdes verloor oor hierdie tydperk, wat dit vir hulle moeilik maak elke keer as dit Desember tyd raak en party mense sukkel met hulle gesondheid. Selfs mense in ons gemeente sukkel met hulle gesondheid en dit is nie lekker hierdie tyd van die jaar wat jy so sukkel met jou gesondheid en almal om jou vier fees en geniet die lewe en dit gaan nie so goed met jou nie. En ander mense sien ek ook vrees oor die dag van môre en mense immigreer want hulle is onseker oor hulle toekoms in hierdie land. Mense stres en 'n groot ene wat ek sien baie keer gebeur is 'n finansiële druk oor hierdie tyd van die jaar omdat jy moet altyd voorsien hierdie tyd van die jaar aan jou familie en almal kry altyd hierdie wonderlike goed en mense wat kinders het moet ook aan hulle kinders ook voorsien en dan lê Januarie om die draai net so moeilike maand. Jy stres want kinders moet skool toe, nuwe skoolklere, skooltasse, daai goed kos nie meer R5 die mense, daai goed kos al duisende rande om net iets so eenvoudig so skoolklere te kan koop en dis net om 'n paar dinge te noem. Ons almal het ons eie battles wat ons elke dag veg as ek so 'n bietjie Engels kan praat. En 'n mens, elke persoon het 'n geestelike stryd wat hy binne hom veg, wat jy nie eers altyd kan sien nie. Maar wat ook al jou situasie is vandag, wil ek jou kom bemoedig en ek wil julle kom herinner dat God jou liefhet. En dat hy altyd saam met jou is om jou te versterk en deur te dra. Maak nie saak wat jou situasie, wat jou omstandighede is, wat jou toestand is nie. Niks sal jou as kind van God van sy liefde kan skei nie. En as julle Bybels hierso het dan, kan julle blaai daarna Romeine 8 vers 35 tot en met 39. Is julle almal daarso? Vers 35 sê: Kan enige iets ons ooit van Christus se liefde skei? Sal dinge soos lyding of benoudheid of vervolging, honger of koue of gevaar of doodsdreiging dit regkry? Selfs die skrif verklaar tog om u ontwil bedreig die dood ons die hele dag en word ons as slagskape beskou. Tog is ons ten spyte van al hierdie dinge besig om 'n klinkende oorwinning te behaal deur Christus wat sy liefde so duidelik aan ons bewys het.
Een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood, of lewe, of engele, of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag, of ons kommer oor môre nie. Ook nie bo-aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo, of onder in die diepstes, of elders in die skepping, sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus, ons Here, vir ons het nie. Hoor julle wat hierdie skrif sê? Absoluut niks kan ons skei van die liefde van God nie. Amen. Nou sien ek julle kyk my so en sê julle seker, maar Hendrie, as dit dan so is, hoekom gaan dit so in my lewe, nê? As God my liefhet, hoekom doen hy dit aan my? Dis mos wat mense so baie vra. Hoekom doen hy dit aan my? Julle sê God is 'n God van liefde, hy het my lief. Maar hoekom doen hy dit aan my? Hoekom moet ek hierdie siekte hê? Hoekom moet ek finansiëel sukkel of swaar kry? Hoekom is my familie so gebroke? Hoekom het my man of vrou weggeloop met iemand anderste? Hoekom het God my geliefde van my weggeneem? Vra baie mense. Kyk hoe gaan dit in ons land, mense word vermoor en daar is nie werk nie. Dit is vrae wat ons altyd vra, hoekom doen God dit aan my? Maar weet julle wat julle een ding moet besef, dit is 'n ou leuen van die vyand, dis 'n ou leuen van Satan af, wat die waarheid verdraai en wil hê jy moet God blameer vir hoe dit met jou gaan. Die Bybel verwys nie verniet na hom as 'n mensemoordenaar en die vader van die leuns nie. Want van die begin af, van Adam en Eva se tyd af, bedrieg die vyand die mens. Want as gevolg van sy leuns en sy bedrieglikheid, het die wêreld tot 'n val gekom, omdat die mens na hom geluister het. En tot vandag toe wil ons na hom luister en vra ons, Here, hoekom doen U dit aan my? En omdat ons in hierdie gevalle wêreld lewe, is dit hoekom daar soveel pyn en seer is. En so kom ek sê, dan kom hy en hy lieg vir jou en sê, kyk, God het jou nie lief nie, kyk hoe sleg gaan dit met jou. Hoe kan God iemand soos jy lief hê? Baie keer dink ons, dit gaan sleg met ons, want miskien is ons nie goed genoeg vir God nie. Dit is alles leuns wat die vyand jou kom vertel. En dis iets wat hy nog altyd gedoen het, van die begin af, van die eerste mense af. Dit is eintlik die rede hoekom ons in 'n gefalle wêreld leef, want die mens het sy leuns geglo, wat hy hulle kom vertel het. Dit is nie God wat al hierdie swaar kry op jou pad stuur nie, besef julle dit. Daar's niks slegs in God nie en hy veroorsaak ook niks slegs nie. 'n Mooi skrif is Johannes 16 vers 33 sê Jesus vir ons: Ek sê hierdie dinge vir julle, omdat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Julle gehoor wat sê Jesus hierso? Hy sê, in hierdie wêreld sal julle swaar kry beleef. Ek is seker, dis nie iemand wat hierso sit wat nog nie swaar kry beleef het nie. Dit is omdat ons nog in 'n gefalle wêreld leef, dat al hierdie dinge met jou gebeur. Maar Jesus sê ook, ons moet moed hou, want hy het reeds die wêreld oorwin, en daarom is ons hoop in hom, wanneer ons lewensreis hier voltooi, en ons weet ons gaan ewig saam met hom wees. Ons moet moed hou en weet, ons gaan saam met hom wees. En ek het dit al baie gesê, daar waar daar geen meer pyn gaan wees nie. Ek sê dit baie, daar waar daar geen meer siekte gaan wees nie. Daar waar daar geen armoede gaan wees nie. Daar waar daar geen hartseer gaan wees nie. Daar waar daar geen vrees gaan wees nie. En daar waar jy ook nooit gaan bekommernis hê oor enige iets nie. Of nooit hoef bekommer te wees oor enige iets nie. Maar dit is nou 'n ander ding. Nou sê mense, ja, maar wat van die hier en nou? Dit gaan nou met my sleg. Ek wil nie weet nou as ek eendag sterf of
Die Here kom terug om my te kom haal nie. Dit gaan nou met my sleg. En dit is die goeie nuus wat ek met julle wil kom deel. Jesus is saam met ons in ons lewensstryd. Waar ons deur ons moeilike tyd gaan, Jesus is saam met ons. Wanneer daai storm kom, kan jy weet God is reeds daar en gaan saam met jou daardeur gaan. En hy gaan jou nie los nie. Kyk toe die storm daar op die see opgekom het toe Jesus saam met die disippels in die skei was Jesus saam met hulle in die skei in die middel van die storm gewees. Hy het nie op die strand gestaan en instruksies uitgeskree en gesê, laat sak jou seile nie, roei harder nie. Dis nie wat Jesus Christus gedoen het nie. Hy was saam met sy disippels in die skei in die middel van daai storm. En net so is Jesus saam met ons in die middel van ons storm. Daar waar jy nou met siekte sit, so erg dat party mense dalk in die hospitaal is, Jesus is by jou. Daar waar jy dalk vals beskuldig word, baie mense word vals beskuldig in hulle werksituasies of in kerk of wat ook al dit mag wees, Jesus is nog steeds saam met jou, daar waar jy vals beskuldig word. Daar waar jy geliefde verloor het, het voel of dit die einde van die wêreld is. Maar weet, Jesus is saam met jou en hy wil jou vertroos. Hy is altyd saam met jou in die storm. En die kruis bewys dit vir ons, dat hy saam met ons wil wees en dat hy lief is vir ons. Want toe die wêreld op sy slegste was, toe mense Jesus verwerp het toe hy hier op aarde was, het hy nog steeds vir ons elkeen kom sterf. Ten spyte van hoe sleg ons is, het hy gekom omdat hy lief is vir ons en vir ons kom sterf. En hy het nie kom wraak neem nie. Want hy kon dit gedoen het, maar dit wys vir my dat hy lief is vir ons. En daar wil wees vir ons. God stuur sy enigste seun om vir ons sonde te kom sterf. En dit is hoe lief hy ons het. Hy het nie net eers vir ons sonde kom sterf, hy het tot vir ons siekte kom sterf. Want Jesaja 53, almal ken daai skrif wat sê, deur sy wonde is daar vir ons genesing. En net soos Jesus daar vir ons vandag nog, om saam met ons deur die storm te gaan, sodat ons meer as oorwinnaars aan die ander kant kan uitstap. Ons lees weer hierso in Romeine 8, vers 37 sê Paulus hierso, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Hoor julle wat sê Paulus hierso? Dit is interessante woorde. Hy sê in al hierdie dinge. Hy sê nie in plaas van die storms is ons oorwinnaars nie. Paulus sê, nie omdat die storms weggevat word, is ons oorwinnaars nie. Hy sê, maar in al hierdie dinge, in die middel van hierdie storm, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. So om in oorwinning te wees, beteken nie die storm moet nou ophou, wanneer jy wil hê dit moet ophou nie. Baie keer beteken oorwinning al woed die storm by ons, om ons, en al lyk dit hoe erg, moet ons besef die oorwinning is omdat God by ons is en ons nooit alleen is nie. En hy sal ons nooit verlaat nie. En ons hoef nie te vrees vir die storm nie, want dit sal ons nooit vernietig nie. Siekte kan dalk jou liggaam skade aandoen, maar dit kan nie die liefde van God vir jou skade aandoen nie. Besef julle dit? Depressie kan dalk voel of dit jou denke verdof, maar dit sal nooit die teenwoordigheid van Jesus Christus in jou lewe kan verdof nie. Hartseer en pyn kan dalk jou hart breek, maar dit sal nooit God se houvas op jou breek nie. Niks sal jou ooit uit God se hand kan ruk nie, niks sal jou kan skei van God se liefde nie. Daar waar jy dink jy is so diep in 'n gat, niemand of niks sal jou kan red nie, wil ek vir jou sê, daar's geen diepte nie. Daar's geen plek op aarde waar God nie kan bykom en daar wees vir jou en jy uit daai diep gat uit weer kan ophelp nie. Baie mense het my ook gevra die laaste paar jare, dit is vir my 'n interessante vraag. Sê hulle, Hendrie, bid vir my kinders, die duiwel val ons aan. En vir elkeen wat so voel, wil ek hom bemoedig en sê, die vyand loop net rond soos 'n brullende leeu. Jesus Christus het klaar sy tande aan die kruis getrek.
Hy gaan niks aan jou doen nie. Al wat hy kan doen is geraas maak in jou lewe, maar hy kan jou nie skade aan doen nie. Jesus het hom reeds oorwin, want die allerhoogste God het jou lief. Dis hoekom het Jesus Christus dit gedoen, omdat hy jou lief het. Jakobus 4 sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou al wegvlug. So ons hoef nie bang te wees vir hom nie. Want wie in ons is groter as hy wat in die wêreld is. So ons hoef hom nie te vrees nie, ons kan hom weerstaan. So in plaas van vrees, onthou wat sê Paulus, ek wil dit weer vir julle lees van vers 38 af sê, een ding weet ek, vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe, of engele, of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag, of ons kommer oor môre nie. Ook nie bo-aardse magte nie, ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping, sal ons ooit kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here nie. Is die wonderlike. Jy moet sommer merk in julle Bybel, is 'n wonderlike skrif, is 'n wonderlike belofte. Want soos ek gesê het, mense is so bang vir die demone en die duiwel en goed, maar mense moet besef, daai skrif sê duidelik vir ons niks, absoluut niks kan jou skei as kind van God, van sy liefde nie. Ons hoef nie te vrees nie. Nie 'n demoon nie, nie 'n engel nie, nie Satan nie, nie 'n mens nie. Absoluut niks sal jy ooit uit God se hand uit kan ruk nie. So wanneer die volgende storm kom, en dan gaan nie vir jou lieg hier, die storm gaan weer kom, want ons bly nog in 'n gefalle wêreld. Daar sal weer 'n storm in jou lewe wees. Maar my raad aan jou is, moenie eers jou energie mors op daai vraag wat die vyand wil hê jy moet vra nie. Hoekom doen God dit aan my nie? Want hierdie vraag gaan jou net op die einde van die dag moedeloos maak en dit gaan jou uitput en jy gaan nooit in elk geval alles weet terwyl jy hier op aarde is nie. Ons gaan eers eendag, wanneer ons by God is, teen volle kennis dra. So baie van die vrae wat ons het, gaan ons in elk geval nooit voor antwoorde kry nie. Terwyl ons hier op aarde is nie, alhoewel. Maar onthou een ding. Ek wil julle moet dit onthou, Satan is 'n mensemoordenaar en 'n leienaar. En ons moet hom nooit glo nie. Gaan leer eerder by apostel Paulus en vra eerder die vraag, soos wat daar in Romeine 8 staan, wie of wat sal my ooit van die liefde van God kan skei? En dan kan jy jouself antwoord en jouself herinner dat niks of niemand jou van die liefde van God kan skei nie. Nie eers die storm in wat jy jouself nou bevind nie. Ek is julle so stil, sê amen. Sê bietjie, niks sal my kan skei van Jesus se liefde nie. Amen. En julle moet dit onthou en julle moet dit besef. Elke dag, daar waar jy deur jou storm gaan, daar waar jy deur jou swaar kry gaan, ons besef niks sal ons ooit kan skei van God se liefde nie. En ek wil julle bemoedig, daarom moet ons volhard tot die einde toe. Ek sê nie jy moet voorgee dat daar nie pyn is nie. Ek sê nie jy moet voorgee dat daar nie seer is nie. En moet asseblief nie maak dat dit nie bestaan nie. Ons is mos nie 'n klomp skynheilige mense nie. Ons almal gaan deur seer, dis 'n werklikheid. Maar wat ek wel sê is, hou vas aan die een wat groter is, of 'n groter werklikheid is, as daai seer wat jy het, daai storm in wat jy is, daai bekommernis wat jy het. God is 'n groter werklikheid as dit, en dis iets wat ons moet verstaan. God gaan ook nie altyd die storm stilmaak wanneer ons hom vra nie. Weet julle dit? Baie keer dan vra ons en dan dink ons die storm moet nou ophou, maar hy sal definitief jou altyd kalm maak in die storm, want hy is saam met jou in die boot. So terwyl jy deur die storm gaan, Jesus is met jou en jy kan kalm wees. En jy kan weet, jy kan op hom staat maak. En wanneer hy by jou is, hoef jy geen storm te vrees nie. Want ek glo met my hele hart, daar sal 'n dag kom wat Jesus gaan opstaan in jou lewe, so hy wat daai dag opgestaan het in die skei, en hy gaan sy hande oor jou uitsteek en hy gaan daai storm in jou lewe stil maak. Dit sal gebeur. Die donker nag waarin jy jouself sal vind en nog steeds gaan bevind dalk in die toekoms, of al lyk dit nou so donker dat jy nie eers 'n ligstraal kan sien nie, kan ek jou definitief beloof,
Die son sal weer opkom in daai duister in jou lewe. Daar sal 'n einde kom tot dit. En jy gaan God ewig dankbaar wees daai dag. Dit gaan die wonderlikste dag ooit in jou lewe wees. En een ding wat ons moet besef, al gebeur dit nie nou nie, sal dit eendag gebeur op wat hy ons beloof. En dit is die prys wat hy vir ons kom betaal het, dat die ewige lewe, daar geen meer van hierdie goed sal wees nie. So daar sal 'n dag kom, wat al hierdie goed verdwyn. En dan gaan ons kan terugkyk oor ons lewenspad, en ons gaan besef, ons was nooit alleen gewees in hierdie stryd nie. Het laat toe ek hieroor dink, dink ek dadelik aan daai liedjie, ek weet nie of jy daai liedjie ken nie, wat sê, soms was daar 2 rye spore, en dan net weer 1 ry. Die 2 is ek en Jesus, en die ander draai my. En dit is wanneer daai storm van ons gaan verby wees, wat God daai storm stilgemaak het, gaan ons terugkyk en besef, waar God by ons was, en waar hy ons gedra het. En dan gaan ons besef, dat ons nooit alleen was nie. Want sy liefde het gehou, en was sterk, toe alles anderste om ons gebreek het. En tot en met daai dag wil ek elkeen bemoedig, haal asem, hou moed en bly glo in die Here Jesus Christus en moet nooit op hom opgee nie. Want die God wat nie sy eie seun gespaar het nie, en dit is vir ons onthawe het en nie sy eie seun gespaar nie, sal jou nooit ooit net los in jou swaar kry nie. Hy is saam met jou op hierdie oomblik, in hierdie storm wat jy is. Mens kan dit sien in die apostelse lewens, dit was vir hulle meer as genoeg gewees, om te geweet het, dat Jesus Christus hulle lief het, en dat hy saam met hulle was, in hulle swaar kry, tot die einde toe. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om vandag opnuut te kan kom besef het, Here, dat absoluut niks ons kan skei van U nie, Here, dat niks ons sal ooit kan vat uit U hande uit nie, laat geen mens nie, geen demoon nie, geen engel nie, geen vyand nie, nie selfs nie eers die Satan, waar soveel mense voor bang is, ons uit U liefde uit kan vat nie, Here. Here, dankie dat ons kan weet, in ons swaar kry op aarde, Here, daar waar mense siek is, Here, daar waar mense finansiëel sukkel, Here, beteken dit nie dat U ons nie lief het nie, Here, dat dit 'n leuen is van die vyand, Here. Here, dankie dat ons weet, U is die een wat ons laat oorwin, Here. Dankie dat ons weet, U het reeds die oorwinning behaal, U het reeds die vyand verslaan aan die kruis, Here. Here, en my gebed is dat elkeen wat hier kyk, dat hulle opnuut sal besef, dat U hulle lief het, Here. En dat hulle begeerte sal hê om 'n verhouding met U te sal wil hê, Here. Dat hulle U die God sal wil leer ken, wat hulle waarlik lief het, Here. Dat ons nie in ons omstandighede vaskyk nie, Here, maar dat ons sal opkyk na U, Here. Here, en daar waar baie so 'n diep gat is, dat hulle sal onthou, Psalm 121 sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? En laat ons sal onthou, ons hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het, Here. Here, en ek wil ook vir U kom dankie sê, Here, dat U ons as mense so lief het, Here. En laat ons weet, ons altyd op U kan vertrou. En laat ons hoef nie te vrees nie, want U is met ons. En ons sê vir U dankie daarvoor. In die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen.